Liewe luisteraars, ek groet u vanmôre weer eens in die lieflike naam van ons kosbare Here Jesus. En vanmôre praat ek met u oor iets waaroor mense sekerlik al baie gewonder het, en dit is oor Ananias en sy vrou Safira wat gelieg het oor die bedrag geld waarvoor hulle 'n stuk grond verkoop het. En Petrus het hulle gekonfronteer en hulle is met die dood getref. Beide van hulle afsonderlik, eers Ananias en toe Safira. En dan wonder 'n mens baie keer, ons in die tyd wat ons leef, doen mense soveel sonde en hulle kom weg daarmee, hulle word nie gestraf nie. En in hierdie geval het die Here onmiddellik vir Ananias en Safira met die dood gestraf. Dan kan 'n mens die gevoel kry, dis dalk 'n bietjie onbillik, onredelik, dat die Here so wreed en hard teenoor hulle opgetree het. Maar ek wil vanmôre vir u leer wat leer die woord ons. En dit is baie interessant, ek wil 'n bietjie met u daaroor praat. En mag dit ook vir elkeen van ons 'n waarskuwing wees om versigtig met sonde om te gaan en ook versigtig te wees wanneer ons die stem van die Heilige Gees in ons lewe hoor om daarop te reageer. Ek lees vir u hierdie gedeelte in Handelinge 5 vanaf vers 1 tot vers 10, vers 11. Kom ons lees net saam. En daar staan geskryf, Lukas is die skrywer van die Handelinge boek, hy skryf: Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus: Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek: Sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het. En sy sê ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar: Waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur en hy sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong manne het ingekom en haar doodgevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Dit is baie aangrypende gedeelte wat ons gelees het, bly altyd 'n baie aangrypende verhaal. Kom ons bid net eers saam. Here, elke keer wanneer ons u woord lees, dan staan ons verstom by die inhoud van u woord. Dit is altyd vir ons 'n les. Ons het vanmôre seker een van die tragiesste Nuwe Testamentiese verhale gelees, van 'n man en sy vrou wat deel was van die eerste Handelinge gemeente, 'n stuk grond verkoop het, maar gelieg het oor die bedrag waarvoor hulle dit verkoop het. En die wyse waarop u met hulle gehandel het, klink baie keer vir ons baie ongevoelig, baie wreed, so sonder genade. Maar Here, daarom is dit belangrik dat ons dit moet verstaan. Ons wil vanmôre hierdie gedeelte ondersoek met die hulp van die Heilige Gees. Ons wil vanmôre leer wat u vir die eerste Handelinge gemeente geleer het. Vir elkeen wat daar was, elkeen wat dit ervaar het, elkeen wat agterna daaroor gepraat het vir hulle iets kosbaar geleer. Ons bid dat u ook vanmôre vir ons sal leer. Eerstens weet ons moet baie versigtig met sonde handel in ons lewe. Maar ons moet ook baie sensitief wees vir die invloed van die Heilige Gees in ons lewe.
En daarom bid ons, Here, dat U ons sal leer vanmôre. Praat met ons, leer ons en seën ons. En word U verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ek hou net weer enkele verse uit ons geleesde gedeelte aan die voor, naamlik Handelinge 5 vers 3 tot 5. En daar staan geskryf: Toe sê Petrus vir Ananias: Waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. In ander woorde, kon jy nie self besluit hoeveel jy wou gee nie, as jy net eerlik daaroor was. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Nou vriende, ek praat vanmôre met u oor die gebeure wat daar plaasgevind het en die vraag wat baie keer in ons gemoed is: waarom Ananias en Safira se leuns gelei het tot hulle dood? Waarom hulle leuns gelei het tot die dood? Nou vriende, in die tyd waarin ons tans leef, het mense geen vrees en eerbied vir God meer nie. Want mense leef in die vieslikste en die vuilste sondes denkbaar, en baie is openlik en skaamteloos daaroor. Daar is so baie mense wat openlik oor hulle sonde is, glad nie skaam is daaroor nie, maar die ander beoefen dit hulle sondige praktyke in die geheim. Dis altyd so dat daar diegene is wat dinge in die geheim doen. Ek luister in die week na Rudy Klaase se gesprek, of ons kan sê sy getuienis met Robbie Hoyer, wat vertel het van baie geheimsinnige, sedelose en sondige dade, wat agter die skerms in die musiekindustrie plaasvind. En die geweldige vyhandigheid wat daar heers teen alles of almal wat enige Christelikheid openbaar of enige Christelike invloed wil uitoefen. Dit het my maar net opnuut laat besef dat baie sogenaamde Christene en kerkmense baie geheimsinnige lewens lei. En ek praat nie noodwendig van kerklidmate nie. Daar's baie mense wat kerk toe gaan, doodgewoon net nog kerk toe gaan, maar nêrens meer lidmate is nie. Het pas hulle om nêrens lidmate te wees nie. En tog wil hulle graag gereken word of geken word as Christene. Die hartseer is dat daar geen geestelike standaard meer is nie. Ek hoor mos hoeveel keer mense sê, en hoe baie mense sê, hulle praat van hulle lewensmaats, in plaas van my man of my vrou. Of hulle sê hoeveel jare hulle al saam is. En dis alles termes wat mense gebruik om die huweliksverbintenis te omseil. Want mense wil nie meer in die huwelik betrokke raak nie. Iemand sê onlangs vir my, haar dogter bly saam met 'n man, want haar eerste huwelik was nie vir haar goeie ervaring nie, en sy wil glad nie weer trou nie. Toe sê ek vir die persoon, jy moet met jou dogter praat verkeerd. Sy is besig om hoerery te pleeg. Nou mense skuif vir enige rede en woon eerder in sonde saam as om weer te trou, of hulle is eenvoudig ontrou aan hulle eie huweliksmaat. En dit gebeur baie in die tyd waarin ons lewe. Nou vriende, die Bybel noem dit egbreek en oorspel. Want oorspel is die seksuele daad wat iemand met 'n ander pleeg buite die huwelik terwyl hy of sy nog getroud is. Daar's baie mense wat so lewe. Hoor hoe beskryf Salomo dit in Spreuke 30 vers 20. Daar staan geskryf: so is die weg van 'n vrou wat oorspel bedryf. Sy eet en vee haar mond af en sê, ek het geen sonde gedoen nie. Dis hoe ons mense is. Hulle doen die sondige dade,
maar hulle verskoon hulle self. Dis baie vinnig om te sê ek het nie sonde gedoen nie. Want baie ander lewe so. Kerkmense, Christene, kerklidmate. God het die geestelike ontrouheid van die volk Israel vergelyk met 'n oorspelige vrou. In Jeremia 3 vers 8 en Jeremia 5 vers 7, en daar is nog verskeie ander plekke waar daar so 'n vergelyking is. Ons eie mense het totaal van God afvallig geword. Ek het dit al verskeie kere gesê, ek sal dit altyd sê. So baie het dronkaards, hoereerders, lasteraars, bedrieërs en leenaars geword. En hulle is skaamteloos daaroor. Nou as ek praat van lasteraars, dan wil ek vir julle sê, ek hoor hoe ons eie mense vloek en God se naam uitelik gebruik, die vieslikste tale wat mense gebruik. En hulle is hoereerders en dronkaards. Alles gaan deesdae vir jong mense en ouer mense ook oor drank. En ek sê hulle is skaamteloos, want hulle word deur niemand meer aangespreek of bestraf oor hulle leefwyse nie. Ek het dit self hoeveel kere in my eie lewe al ervaar, dat mense kwaad word, my beledig, my dreig en myself vloek, of selfs die Here en die Verlosser wat ek aanbid vloek, omdat ek gewaag het om 'n opmerking oor hulle tale of oor hulle lewe te maak. Mense wil nie aangespreek word nie. Mense wil nie dat daar 'n vinger na hulle gewys moet word oor die lewe wat hulle lei nie. Mense kom nou, in die tyd wat ons leef, kom hulle weg met hulle sondes. En hulle vergeet dat hulle eendag voor 'n heilige en 'n regverdige God te staan sal kom, en dat hy in sy woord beloof het, dat daar 'n dag in elke mens se lewe sal aanbreek, wanneer Jesus met elkeen sal afreken, met elke sondaar persoonlik sal afreken. Ek lees in Openbaring 20 vers 11 en 12, waar daar gepraat word van die groot wit troon oordeel, waar Jesus die regter sal wees. Daar staan geskryf, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom, in hoofletters, Jesus, wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie, want hulle sal nie 'n plek vind om heen te vlug nie. Vers 12 sê, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Boek van die lewe beteken, as ek die lewe in Christus ontvang het, dan sal my naam in die boek van die lewe wees. Daar is ook 'n boek van werke, wat rekenskap sal gee van jou en my dade. Nou vir u sien, die grootste gevaar is dat mense nie die straf van God vir hulle sonde ervaar voordat hulle sterf nie. Want by die dood weet mense reeds of hulle die hemelpoorte gemis het of nie. Mense weet wanneer hulle sterf, die oomblik wanneer hulle sterf, dan weet hulle waar hulle die ewigheid sal deurbring. In die hemel of die hel, en beide is 'n realiteit. Maar die aangrypendste van vanmôre se boodskap is, dat die Here vir Ananias en sy vrou Safira reeds met die dood gestraf het, net omdat hulle vir die Heilige Gees gelieg het. Die Here straf hulle met die dood, omdat hulle vir die Heilige Gees gelieg het. Toe kom dit so in my gedagtes op, hoeveel keer het ek en jy nie al voor die Here gelieg oor dinge nie? Hoeveel sondes het ons nie al voor die Heilige Gees gedoen nie, en die Here was ons elke keer genadig. Ons kan baie dankbaar wees, die Here handel nie met ons soos wat hy met Ananias en Safira gehandel het nie. Sy genade is so groot, en ons sê dit baie keer, en ons misbruik die genade van die Here. Sy genade is so groot, hy laat mense duisende male toe, om nou hier op aarde, met hulle sondes weg te kom. In die hoop, dat hulle iewers tot hulle sinne sal kom. Want God gee genade op genade aan mense, in die hoop dat hulle iewers tot insig sal kom, dat hulle iewers sy stem sal hoor, dat hulle iewers onder sonde oortuiging sal kom, en die laaste genade kanse sal aangryp, om hulle van hulle sonde te bekeer,
en Christus Jesus as hulle verlosser en saligmaker aan te neem. Maar die onbekeerde sondaars, wat hulle nooit van hulle sonde deur Christus tot God bekeer het nie, sal 'n ewige straf in die swaalbrand hel moet deurmaak. Dis 'n verskriklike gedagte. Vir ewig en altyd sal hulle in die ewige swaalbrand vuur brand. Maar selfs die regverdiges, wanneer ek praat van regverdiges, of die woord praat van regverdiges, dan verwys dit na God se kinders, ook hulle sal eendag voor die regterstoel van Christus rekenskap gee vir hulle onbelyde sondes en hulle verkeerde dade, waarvoor hulle nie by die Here vergifnis gevra het nie. Want ons gaan rekenskap gee van hoe ons gelewe het, wat ons gedoen het, maar die verskil is, die ongereddes gaan voor die wittroon oordeel van Christus verskyn. Die kinders van die Here gaan voor die regterstoel verskyn. In Romeine 14 vers 10 tot 12 staan daar geskryf, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Maar daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Ook ek en jy as kinders van die Here moet so heilig lewe, ons moet so handel met sonde, dat ons rein voor die Here sal staan. Maar ons sal rekenskap gee van alles wat ons nie gedoen het nie, wat ons moes doen. En dit laat ons nog meer wonder, waarom die Here God dan so drasties teen Ananias en Safira opgetree het, omdat hulle net vir die Heilige Gees gelieg het. Nou dit klink baie eenvoudiger as wat ek het stel, omdat hulle net vir die Heilige Gees gelieg het. Dis 'n baie groot sonde om vir die Heilige Gees te lieg. Ons leer dit uit hierdie verhaal. 'n Mens wonder waarom die Here so drasties teen hulle opgetree het, veral gesien in die lig dat ons met al ons sondes wegkom. Elkeen van ons kom met ons sondes weg. Baie mense bely hulle sondes, ander bely nooit hulle sonde nie. Maar dat Ananias en Safira geen kans vir berou gekry het. Daar was vir hulle nie kans om berou te toon nie. Hulle is gekonfronteer en toe hulle lieg daaroor dat hulle bedrog gepleeg het, is hulle onmiddellik met die dood getref. Vriende, ons moet eerstens onthou, dit was die eerste en grootste herlewing ooit na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Dit was herlewingstyd waarin hulle geleef het. Dit was die heel eerste herlewingstyd wat plaasgevind het, nadat God sy Heilige Gees op die aarde uitgestort het, en baie mense met die Heilige Gees vervul is, en baie tot bekering gekom het. Dit was die grootste herlewingstyd, en daarom was dit so 'n belangrike tyd gewees, dat mense moes handel met hulle sonde. Alle herlewings op Pinksterdag en daarna het ontstaan wanneer godsmanne en godsvroue byeengekom en gebid het dat die Here sy Heilige Gees op hulle moet uitstort. Net soos dit gebeur het met die 120 manne en vroue wat daar vir 10 dae lank in die boventrek in Jerusalem saam gebid het en die Here vertrou het vir die belofte van die Heilige Gees. Jesus het gesê, ek gaan weg van julle af, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek stuur vir julle ander trooster om by julle te wees en altyd by julle te bly. En hulle bid, hulle vertrou God vir die belofte van sy Heilige Gees. Handelinge 2 vers 1 tot 4, daar lees ons van die uitstorting van die Heilige Gees, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemele geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Dis daar in die boventrek waar die 120 manne en vroue saam gebid het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. Nou vriende, daar het iets baie groot gebeur. Die Heilige Gees het verdeel en op elkeen van daardie 120 manne en vroue, wat in afwagting was op die koms van die Heilige Gees,
het hy neergeval en elkeen van hulle is vervul met die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees op almal uitgestort word, kom mense eerstens, en dit is baie belangrik dat ons dit moet verstaan, kom mense heel eerstens onder 'n geweldige sonde-oortuiging. En dis dat die Heilige Gees van God werk, want die woord sê, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy mense oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. So mense kom heel eerstens onder 'n geweldige sonde-oortuiging. Sondaars bekeer hulle deur Jesus Christus as hulle verlosser te erken en om aan te neem as hulle verlosser en saligmaker. Handelinge 2 vers 38 sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Dis die boodskap wat Petrus gepreek het na die uitstorting van die Heilige Gees, toe hy vir almal gepreek het, want almal wat nuuskierig was daar om te luister, het gesê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. So, jy moet erken jy's 'n sondaar om vergewe te kan word van jou sondes en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, dan kom woon die Heilige Gees in ons harte. Dis wat hy bedoel. Dan kom woon die Heilige Gees in ons harte. Hy skenk vir ons wedergeboorte en maak ons nuut. Handelinge 3 vers 19 en 20 sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word. Bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word. So wat leer ons hierin? Al twee hierdie skrifgedeeltes wat ek vir u gelees het, is dat mense onmiddellik onder sonde-oortuiging gekom het. Hy sê, en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom, en hy hom mag stuur, wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Jesus kom ook deur sy Heilige Gees om in ons harte te kom woon. En vriende, dan val die Heilige Gees op mense, sodat hulle vervul word met die Heilige Gees, en sodat hulle toegerus word met die krag uit die hemel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees rus ons toe om diensbaar te wees en bruikbaar vir God te wees. En dit lei tot 'n kragtige herlewing, sodat die groep wat herlewing ervaar het, ook kragtige getuies vir Jesus kan wees. Jesus het dit voorspel. In Handelinge 1 vers 8 het gesê, maar julle sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dis die wonderlike, vriende. Ons kom onder sonde-oortuiging, ons bekeer ons tot Jesus, ons neem Jesus aan as ons verlosser en saligmaker. Die Heilige Gees kom woon in ons en ons word getuies vir Jesus Christus. Dit was die agtergrond waaruit Ananias en Safira gekom het. Die Heilige Gees was in daardie tyd tasbaar teenwoordig. Orals waar mense beweeg het, was hulle bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons ken dit nie. En mense was baie bewus van sonde, want die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En hulle sondes bely. Hulle het nie met hulle sondes aangaan nie, hulle het hulle sonde bely en hulle het dit laat staan, want dit was herlewingstyd. En u moet hierdie begrip kry, my liewe vriende, was herlewingstyd. Die uitstorting van die Heilige Gees was die eerste herlewingstyd op aarde wat uitgebreek het. En dit het gelei tot die ontstaan van die eerste Christelike kerk op aarde. Of van die Christelike kerk, die Handelinge gemeente. Omdat die Heilige Gees in mense se harte gewerk het, baie tot bekering gekom, Jesus aangeneem as hulle verlosser, hulle sondes bely, hulle laat doop, hulle Jesus leer ken en volgelinge van Jesus geword en vol van die Heilige Gees getuies vir Jesus geword. Handelinge 2 vers 33 en 39 en 47 sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. Want jy moet erken jy's 'n sondaar. Jy moet dit erken. Jy kan nie gered word as jy nie erken jy's 'n sondaar. Tot vergewing van sondes en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees kom woon in ons. Dis die gawe van die Heilige Gees. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. So almal is ingesluit by hierdie belofte dat Christus red en dat sy Heilige Gees kom woon in die harte van God se kinders. Die wat die Here onsse God na hom toe sal roep. En nou sê vers 47b, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. So onmiddellik kom die gemeente van Handelinge tot stand. Die Here daagliks
soos wat mense onder sondeoortuiging gekom het, Jesus Christus aangeneem het as verlosser, saligmaker, hulle laat doop het, hulle is onmiddellik en vergifnis van sonde ontvang het, as hulle deel van hierdie gemeente geword. Almal was natuurlik nou jong bekeerlinge in Christus. En almal van hulle het hulle eerste liefde in Christus Jesus ervaar en hulle het ook daardie liefde vir mekaar ontwikkel. Onmiddellik het hulle liefde ook vir mekaar gehad en 'n omgee hart ontwikkel om vir mekaar te sorg en vir mekaar te help, mekaar se laste te dra. Handelinge 2 vers 44-45 spel dit uit. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. So wat het hulle gedoen? Daar was baie armes. Daar was baie mense wat swaar gekry het. Daar was baie mense wat honger gely. Hulle het alles verkoop, geld onder mekaar verdeel, vir mekaar gesorg en in mekaar se behoeftes omgesien. En vanuit hierdie gebruik wat ontstaan het onder die lede van die eerste Handelinge gemeente, het Ananias en sy vrou Safira ook besluit om hulle eiendom te verkoop, maar hulle het valse motiewe gehad. En daarom moes God almal leer dat sonde strafbaar is, dit wil sê dat sonde die dood verdien. En dis wat ons leer in hierdie hele verhaal. Sonde verdien eintlik die dood. In die Ou Testament is daar twee interessante tekste wat ek vir julle lees. Eksodus 34 vers 7 sê dat die Here God van goedertierenheid is en hy sê wat die goedertierenheid bewaar vir duisende wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe. Dis God wat dit vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders aan die derde en aan die vierde geslag. Here sê, hy is bereid om ons te vergewe, maar hy laat nie mense se sondes net verbygaan nie. Sonde word gestraf. Ook Numeri 14 vers 18 wat sê, die Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortredinge vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Baie duidelik uit die Ou Testament leer ons al die Here straf sonde. En nou hier in die Nuwe Testament lees ons in Romeine 5 vers 12, daarom, soos deur een mens, dis Adam, die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood. Die sonde het die dood gebring. Die geestelike dood, heel eerstens en ook die fisiese dood. En so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Ons word almal in sonde ontvang en gebore. Almal het gesondig. Nou sê vers 19, want soos deur die ongeregtigheid van die een mens, baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een in hoofletters Jesus Christus baie tot regverdiges gestel word. Nie almal nie, net die wat Jesus erken as hulle verlosser saligmaker, sal regverdig verklaar word, sal God se kinders word en sal dus die ewige lewe ontvang. Lukas beskryf nie net hierdie gemeente as 'n foutlose gemeente nie. Dit moet jy nou mooi hoor. Hy praat nie van hierdie Handelinge gemeente as 'n foutlose gemeente nie, al het hulle die Heilige Gees in so 'n groot mate besit. Want die Heilige Gees was oral, die Heilige Gees het in almal wat God gedien het en wat Christus aangeneem het, se harte gewoon. So die Heilige Gees, hulle het die Heilige Gees in 'n groot mate besit. Maar beteken nie dat hulle sonder sonde en sonder foute was nie. Ons sien dit baie duidelik, want daar was steeds mense wat die slagoffers van sonde geword het, soos natuurlik Ananias en sy vrou Safira, oor wie ons vanmôre in hierdie boodskap praat. Hulle was die slagoffers van sonde gewees. Ek wil net vir interessantheid noem, dat die naam Ananias, wat in Hebreëus beteken, Jahwe is genadig, God is genadig, of Jahwe antwoord, God antwoord. Nou die Here het op 'n baie besonderse manier geantwoord op sy sonde, maar dit was 'n algemene naam wat onder die Jode voorgekom het, Ananias. Die naam Safira beteken die mooie, en of sy regtig 'n mooi vrou was, die sal ons nie weet nie, maar as net vir interessantheid wat ek die betekenis van hulle name aan u voorhou.
Hulle het ook 'n stuk grond verkoop, soos wat baie ander gedoen het, grond verkoop het en dan die geld na die apostels toe gebring. Maar Ananias het slegs 'n gedeelte van die verkoopprys na die apostels toe gebring. Die woord agtergehou, of ons kan sê teruggehou, is ook in die geskiedenis van Achan gebruik. Nou, in die geskiedenis van Achan lees ons dat hy ook 'n deel van die buit wat aan die Here toegewy was, vir homself toegeëien. Hy het met ander woorde 'n deel wat aan die Here behoort het, dat hy vir homself gehou, en daarom is hy gestenig. Jy kan sy verhaal gaan lees in Josua 7 vers 1 tot 26. Ananias se sonde bestaan daarin dat hy voorgegee het dat hy die volle bedrag waarvoor die grond verkoop is na die apostels gebring het. Hy het 'n bedrog gepleeg. Hy het gesê, hierdie is die bedrag waarvoor ek die grond verkoop het. En dit was nie so nie. Daar was natuurlik verskeie bespiegelinge. Hulle reken dat Petrus by die verkoper gehoor het dat hulle daardie stuk grond vir 'n sekere bedrag verkoop het. So het Petrus dan nou geweet van die bedrog. Maar kommentaarskrywers sê dit is nie so nie. Hulle sê die mees aanvaarbare verklaring is dat die Heilige Gees dit self aan Petrus openbaar het dat Ananias bedrog gepleeg het. En ek wil dit ook so aanvaar, dat die Heilige Gees dit aan Petrus openbaar het. Nou wat leer ons in ons verhouding met die Heilige Gees? Ons leer dat die Heilige Gees baie sensitief is vir sonde. Dat die Heilige Gees bedroef kan word deur sonde in ons lewe. Dat die Heilige Gees se vuur in ons lewe uitgeblus kan word deur sonde. Efesiërs 4 vers 30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God ter wie julle verseël is tot die dag van verlossing nie. En daarom het Petrus vir Ananias gekonfronteer. Handelinge 5 vers 3 tot 5 sê vir ons, toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Waarom het jy die Satan toegelaat om jou hart te vervul, sodat hy vir jou gesê het, jy moet lieg hieroor? Hy sê, as dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie, dan was dit nog steeds joune, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Hy kon self sê, dis nie die volle bedrag waarvoor ek het verkoop het nie, maar ek gee hierdie gedeelte, gee ek aan die gemeente van Handelinge. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Dis waar die sonde lê, voorgeneem het. Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en dan staan daar geskryf, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Dit was natuurlik God se manier wat hy met almal gepraat het. 'n Groot vrees het oor almal gekom wat dit gehoor het. Terwyl ander gelowiges deur die Heilige Gees vervul was. Ons lees van soveel plekke waar mense in groot getalle deur die Heilige Gees vervul is. Handelinge 2 vers 4, Handelinge 4 vers 8 en vers 31. Terwyl mense met die Heilige Gees vervul is, en dit was herlewingstyd, was dit die Satan wat Ananias se hart vervul het, in plaas van die Heilige Gees. Hy laat die Satan toe om sy hart te vervul. So werk die Satan. Net soos Judas Iskariot, wat die groot voorreg gehad het, om vir 3 jaar, en dan 3,5 jaar, elke dag in die teenwoordigheid van die Here Jesus te wees. Hy het Jesus se lering gehoor. Hy het die wonderwerke gesien en beleef wat Jesus gedoen het. Hy het baie ander dinge beleef. Hy het die gees en die atmosfeer van die teenwoordigheid saam met Jesus het hy beleef. En hy laat die Satan toe om ook sy hart te vervul, sodat hy Jesus vir 30 silwerstukke verkoop het. As gevolg natuurlik van sy geweldige geldgierigheid. Dis wat ons leer uit die verhaal van Judas Iskariot. Hy was geweldig geldgierig. Alles het vir hom gedraai oor geld. En net so het Ananias toegelaat, vriende, dat die Satan sy hart vervul het om bedrog te pleeg in sy drang ook na geldgierigheid. Hy was geweldig geldgierig en daarom het hy en sy vrou saam besluit om te lieg oor die bedrag waarvoor hulle die grond verkoop het. Nou hier kom die grootste sonde wat Ananias gepleeg het.
naamlik dat hy die indruk wou skep, hoor nou mooi, dat hy die indruk wou skep, dat hy onder leiding van die Heilige Gees hierdie daad van liefde wou doen. 'n Daad van liefde om vir die mense wat nie het nie te gee. Maar eintlik het hy bedrog gepleeg. En die Heilige Gees deur sy sonde bedrieg. En daarom het hy die Heilige Gees bedroef. Ernstig bedroef. Die Heilige Gees was bedroef. Die Heilige Gees was diep teleurgesteld in Ananias se optrede. Alhoewel laster, soos wat ons leer in die woord, laster teen die Heilige Gees die enigste onvergeeflike sonde is. As iemand die Heilige Gees vloek of belaster, sê die Here sal dit hulle nie vergewe word nie. Sien ons dat ten spyte van die feit dat laster teen die Heilige Gees die enigste onvergeeflike sonde is, kom hulle hier en hulle lieg vir die Heilige Gees. En dit was iets wat die Heilige Gees diep bedroef het, veral gesien in die lig dat dit in 'n geestelike herlewingstyd was. Almal was vol van die Heilige Gees. Almal was bewus van die Heilige Gees. Die Heilige Gees in 'n groot mate was die Heilige Gees teenwoordig en het hy gewerk in hulle midde. En hier kom Ananias en sy vrou Safira en hulle doen hierdie sonde dat hulle lieg en bedrog pleeg voor die Heilige Gees. Nou vriende, ons leer, sonde is sonde. Of jy lieg en of jy steel en of jy oreer en of jy moord pleeg, sonde is sonde. Maar ons leer dat ons moet baie versigtig handel met sonde. Ook nou moet ons altyd versigtig handel met sonde, want Ananias en Safira het 'n duur prys betaal vir die sonde wat hulle gepleeg het en gelieg het vir die Heilige Gees. Die eerste Christene moes natuurlik ook leer om God te vrees. Hulle moes leer om God te vrees, want dit is jong bekeerlinge. Hulle moes leer om versigtig met sonde te handel. En ons lees dit in Handelinge 5 vers 5 en toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. En dan wil ek ook vir julle lees daarvan vers 7 tot vers 11. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek. En hy konfronteer haar, hy sê vir haar, sê vir my, of julle die grond vir soveel verkoop het, hy moes die bedrag genoem het. En sy sê, ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe, net soos haar man Ananias. En die 2 jong manne het ingekom en haar doodgevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En nou staan daar in vers 11. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. 'n Groot vrees het oor die hele gemeente gekom. Die hele Handelinge gemeente, almal wat Jesus liefhet en hom gedien het. 'n Vrees, sop vir die sonde wat julle doen. Maar daar staan ook, en almal wat dit gehoor het, het ook vrees, is ook met vrees gevul. Nou die groot hartseer is, vriende, Ananias en Safira het na die Satan geluister en hom in hulle harte toegelaat om vir die Heilige Gees te lieg, en daarom moes hulle hierdie prys betaal as 'n les vir ander. Ander moes daaruit leer. Ons leer die gemeente van Handelinge het 'n les daaruit geleer. Hulle het vrees en eerbied vir God ontvang. En almal, ook ongeredde mense. Die harte en die geestelike stand van beide Ananias en sy vrou Safira is aan die apostels en aan die Christelike gemeente van Handelinge blootgelê. Ons kan sê, hulle harte en hulle geestelike standaarde is geopenbaar deur die bedrog en die valsheid wat hulle onder die invloed van die Satan beplan en in die geheim uitgevoer het.
Niemand sou dit geweet het, as die Here nie hulle sonde so bloot gelê het nie. As dit nie gebeur het nie, sou hulle net, soos die ander, in die gemeente, in die geheim deurgegaan het, as bekeerde Christene, as gered, as 'n man en vrou wat vergewe en vrygespreek is van hulle sonde, en dalk sou hulle deurgegaan het as 'n geesvervulde man en 'n geesvervulde vrou van die Here, en as 'n man en 'n vrou wat met God gewandel het, terwyl dit nie so was nie. Sien jy, dis die wonderlike van die Here. Hy ken ons harte, hy ken ons lewe, hy ken die geheime van ons lewe. Die Here lê die lewe van Ananias en Safira bloot voor die hele gemeente, voor almal wat hulle geken het. Want vriende, hulle het in die geheim gelieg, en hulle geestelike lewe was dalk glad nie reg met die Here gewees nie. Ons lei uit hierdie gebeure af, dat hulle 'n voorgee lewe gelei het, net soos Judas Iskariot, wat as een van Jesus se disippels deurgegaan het, en bekend was, maar eintlik 'n duiwelsagent was. En net Jesus het dit geweet. Net Jesus het Judas Iskariot se lewe geken. Hy het die geheime van sy hart geken. Net Jesus het dit geweet. Ons lei dit baie duidelik af uit die hele verhaal van Judas Iskariot. En net so die Heilige Gees alleen geweet, dat Ananias en Safira alleen gelei het, alleen lewe gelei het, en dit moet vir jou en vir my 'n baie duur en kosbare les wees. Daarom wil ek weer sê, net soos die Heilige Gees Ananias en Safira se harte en lewe geken het, net so ken die Heilige Gees ons harte en die geheime van ons lewe. Hy weet ook as daar bedrog in ons harte is. Hy weet as daar bedrog in ons lewe is. Die Here weet alles. Die Heilige Gees weet alles. En so is daar altyd mense wat voorgee dat hulle wedergebore Christene is, terwyl hulle dit nie is nie. Daar's baie mense wat voorgee dat hulle Christene is. En vriende, ons kan hulle net, ek en jy as ware kinders van die Here, kan daai mense wat voorgee, net aan hulle woorde, of die taal wat hulle praat, of die vrug wat hulle dra, en natuurlik ook die gees wat hulle uitdra. Aan daardie gees kan ons hulle identifiseer as 'n broer en 'n suster in Christus of nie. Hoor mooi wat ek sê, daar's verskeie maniere hoe ons hulle kan identifiseer as 'n broer en suster in Christus. Ons beoordeel hulle net, ons veroordeel hulle nie, maar deur die woorde of die taal wat hulle spreek, deur die vrug wat hulle dra, of deur die gees in hulle en die gees in my, kan ons hulle identifiseer dat hulle God se kinders is of nie. Romeine 8 vers 16 sê, die Gees self, die Heilige Gees self, dat hy saam met my gees, dat ons kinders van God is. Nou vriende, die Heilige Gees wat in my is, moet ook saam met 'n ander een se gees getuig, sodat ek weet dis my broer of suster in Christus. In 1 Korintiërs 12 vers 10 leer ons dat die Heilige Gees ook vir ons onderskeiding van geeste gee. So baie keer, dan kom ek agter, die gees in daardie persoon is nie dieselfde gees as wat in my is nie. En so kan ek iemand identifiseer as 'n broer in Christus, of as iemand wat nie 'n broer in Christus is nie. Ek sluit af met Jesus se skokkende woorde. En dis waar die geheim lê. Sy skokkende woorde, Matteus 7 vers 21 tot 23. En dit verwys na die oordeelsdag. Hier staan geskryf Jesus se woorde. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Nie elkeen wat sy naam ken, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Wat is die wil van God? Dat elkeen sal erken hy is 'n sondaar. Sal bely dat hy 'n sondaar is. En Jesus Christus sal aanneem as sy saligmaker. Nou sê Jesus verder, hy sê, baie sal in daardie dag, is in die oordeelsdag, vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer. Profeteer beteken dat ons nie in U naam gepreek, in U naam duiwels uitgedryf, in U naam kragtige dade gedoen nie.
Dan sê Jesus, dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my. Ek het jou nooit geken nie. Ek het jou nooit geken nie. Was nooit 'n persoonlike verhouding tussen jou en my nie. Vriende, u moet vir uself antwoord. Ken Jesus u? Is jy in 'n verhouding met Jesus? Of lewe u ook 'n kluglewe, soos Ananias en Safira? 'n Leenlewe, 'n bedrieglike lewe. Onthou, die Heilige Gees ken elkeen van ons hart. Die Heilige Gees ken elkeen van ons se lewe. En ons gaan niks wegsteek vir die Heilige Gees nie. So die Heilige Gees weet vanmôre of jy eendag voor die troon van Jesus sal staan en sê, Here, ek het in die naam gedit of gedat, en sê, ek het jou nooit geken nie. Of dat hy vir jou sal sê, mooi so my kind, oor min het ek jou aangestel, en oor veel was jy getrou. Mag die Here genade gee aan elkeen van ons, om getrou te wees aan die Here Jesus, nie aan mense nie, en getrou en gehoorsaam te wees aan die stem van die Heilige Gees. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir hierdie woord van vanoggend, waar ons kon leer, hoe moet ons lewe, om die Heilige Gees te behaag, en nie te bedroef nie. Help ons Here, u praat mos met ons deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. Help ons Here om aan u gehoorsaam te wees tot die dood toe. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. My vriende, mag u 'n baie wonderlike en 'n geseënde dag en ook 'n geseënde week hê. Totsiens.